Jy is ingeskakel op Groot Plaas en op 'n maandag is dit tyd vir plaaspraatjies. Nou daar's 'n bietjie goeie nuus vir ons boere. Die nuwe mRNA-enstof teen back and close seer het pas 'n geskiedkundige ooreenkoms. Ons het Suid-Afrika pas 'n geskiedkundige ooreenkoms met Duitsland gesluit oor hierdie nuwe tegnologie om dit in te span teen back and close seer. Nou wat is die mikpunt? Om 80% van die nasionale kudde teen Desember 2026 in te ent. Die beste nuus vir die beursie van ons boere is dat die regering 100% van die enstofkostes gaan dra. Is 'n massiewe stap om ons internasionale handelsstatus terug te kry en ons boere weer met selfvertroue op die wêreldvoorrig te laat meeding. Nou, die toekoms van landbou lyk omwindend en 'n bietjie anders as wat ons gewoond is. By die onlangse Mzansi Young Farmers Indaba was die fokus vierkantig op agri-verwerking. Jong boere kyk nou verder as net primêre boerdery. Ons sien 'n groot skuif na hoë waarde nismarkte. Dink aan tradisionele inheemse kosse, mediese cannabis en selfs die teel van slakke. Dit gaan nie meer oor wat jy plant nie, maar hoe jy waarde toevoeg voordat dit die plaashek verlaat. Hou hierdie spasie definitief dop. Dan 'n lekker insident op die plaas. Hulle sê kortpad is die vinnigste manier om by 'n probleem uit te kom en een plaaslike boer het dit nou op die harde manier geleer. In 'n video wat tans hier rond is doen, sien ons hoe 'n poging om deur 'n opgedroogde dam te ry vinnig ontaard het in 'n reddingspoging. Eers sit die trekker vas, toe sit die bakkie vas wat moes help en uiteindelik die boer homself. Hy moes op die ou end met 'n 200 meter staalkabel uit die modder gehengel word. Onthou dat as dit aanloklik lyk, ry dalk liewer verby. En dan 'n bietjie goeie nuus vir ons makadamia boere ook. Van die 1 Mei af sak die invoertariewe op Suid-Afrikaanse makadamias na China tot op 0%. Kenners noem dit reeds ons boere se waardeskuld teen wêreldwye markonstuimigheid. Met die oes wat tans in volle swang is, beteken hierdie ooreenkoms dat ons neute 'n massiewe hupstoot in die ooste gaan kry. Dit is die perfekte tydsberekening vir 'n bedryf wat gewys het dat kwaliteit altyd 'n deur oopmaak ongeag hoe die wêreldekonomie lyk. Dit is plaaspraatjies vir vandag. Bly ingeskakel. Ons gesels met ons gas Christof Lourens net hierna. Jy is ingeskakel op Groot Plaas vanoggend en saam met ons vandag Christof Lourens, die voorsitter van die Overberg Jong Ooi Klub. Christof, goeiemôre en welkom. Goeiemôre, hoe gaan dit vanmôre? Nee, lekker en self. Wat kan ek kla, ons het 'n bietjie reën gehad, so ons is baie geseënd eintlik. Fantasties. Christof, so vertel ons gou 'n bietjie, wat is die hoofdoel nou van die Overberg Jong Ooi Klub se projek spesifiek met die merino ooe? En die hoofsaaklik is ons 'n klomp boere wat bymekaar gekom het. Ons bestaan uit 17 lede uit. Dis nie altyd maklik om al die boere kan nie altyd toetse doen op hulle skape en vergelyk waar hulle staan met hulle boerdery nie. So toe het ons gedink aan om al 17 boere se skape op een plaas te sit. So elke boer het 10 van sy jong ooe gegee en as dit van dag 1 aan die kom word hulle geweeg. Hulle word dan samples geskeer en vir 6 maande skeersel, hulle kry 9 maande skeersel en hulle lam ook aan na. En dan kan hulle sien waar vergelyk hulle met die norm van die distrik en daarvan af kan hulle sien waar hulle kan verbeter in hulle eie boerdery en wat hulle kan bybring en dit kan hulle help met hulle genetiese bevordering ook. So, hoekom is Jong Ooi Klubs met streng ekonomiese metings nie algemeen in die kleinvee boerdery nie? Ek dink dit is 'n bietjie moeilik. Almal het ons is gelukkig in Overberg, ons almal boer naby mekaar. Ek dink 'n ander deel is 'n bietjie anderste. Ons plaasies is maar kleiner en ons moet doeltreffend boer. So vir ons om vorentoe te gaan en ons is baie onder druk met ons saai deel wat ons regtig ons beste in om die beste resultate te kry. En as jy dit doen met jy net so kan jy net so op jou skaap ook doen, maar jy moet doeltreffend boer en winsgewend. So dit het vir ons baie maklik gemaak en dis almal is naby mekaar is van die vers dink ek is omtrent ek moet sê 80 km van ons af. Dit maak vir ons baie maklik, maar ek dink ander plekke is 'n bietjie moeiliker, 'n bietjie groter uit, verder uit mekaar uit.
maar ek dink daar kom nou so baie klubs in Suid-Afrika en ek dink dit ja, elke boerdery of 'n skaapboerdery help dit baie. So wie het leiding geneem met die stigting en implementering van hierdie spesifieke projek? Dit het gebeur in 'n skaapkraal. Ons het eendag skape gewerk en goed en ons het altyd 'n kudde kompetisie gehad. So almal kom om by jou plase, jy gee jou jong oeye. So ja, jy kon nie gemeet het nie. So toe het ons gedink ons moet iewers iets doen om te meet en goed en ek en die eienaar van die plaas en dan ook ons kap en wolman het gepraat en goed en ons spreekkunde man en toe kom ons af op maar ons moet 'n kudde klap stig, almal op dieselfde kam vergelyk en ja, toe het ons klomp boere genooi en ja, gelukkig het almal ingestem en ek is baie dankbaar vir elke lid en boer wat deel is van die klub en dit maak net soveel makliker en almal se liefde vir skape is net altyd so lekker om te sien en dit maak die moeite werd om te doen. Nou, hoe word hierdie ekonomiese metings gebruik om die oeye se prestasie dan te bepaal? Kyk, as hulle aankom, word hulle dadelik geënt en goed en dan word hulle almal geskeer. Dan loop hulle vir 6 maande wat hulle 6 maande skeersel en dan neem ons wolsampels, ons weeg hulle vagte. Robert Scott kom, hy kopieer die wol en dan word hulle weer gelapa, almal word met dieselfde ram gelapa en dan loop hulle met 9 maande wolstelsel en dan word die lammers gebore, die lammers word geweeg, die oeye word weer elkaar nageweeg en hoeveel lammers hulle kry en wat die speenpresentasie van die oeye se lammers. So alles word toets wat ons kan en as er iets niets uitkom, probeer ons dit ook inbring in die klub in om elkeen se skaapboerdery te kan verbeter. So speel kunsmatige inseminasie 'n rol by wat julle doen? In ons boerdery, ek praat in die klub in ons boerdery help dit baie. Jy gaan net vinniger vorentoe met genetika. En op die langtermyn op die som werk dit eintlik baie goedkoper uit. As jy 'n klomp ramme moet gaan koop, dit is nogal 'n klompie geld om goeie genetika te kry. Jy kan jy 1 ram koop en jy kan 'n klomp oeye daarmee doen en dit help vir ons redelik bitterbaie en ek dink daar is al van die lede wat ook al meer begin lapa het en wat ook bygekom het om te lapa. So as ons nou dink aan die verantwoordelikhede wat 'n nuwe boere het wat bykom by hierdie klub, watter verantwoordelikheid het die produsent dan wat hierdie projek bestuur? Nee, hulle het gelukkig niks nie. Hulle gee die skape, hulle gee 10 oeye vir hulle van my en dan doen ek al die toetse en hulle kry al die resultate daar uit en dit wat hulle van daai resultate kan maak wat hulle kan sien waar hulle kan verbeter is in hulle hande. Maar hulle kan ook sien, okay, ja, dit is wat ons gedoen het iets anderste en dis wat iemand anders se skape dalk beter as die persoon gedoen het en hy kan dalk gaan raad vra maar hoekom en waarom en so help ons mekaar ook om mekaar se skaapboerdery te verbeter. Christoph, ons is nou weer terug by jou. Dis ons gas op Groot Plaas vanoggend. Christoph Lourens, hy is die voorsitter van die Oeverberg Jong Ooi Klub. Ons is terug op Groot Plaas net hierna. Welkom terug op Groot Plaas. Ons gas saam met ons vanoggend Christoph Lourens, die voorsitter van die Oeverberg Jong Ooi Klub. Christoph, nou op watter ouderdom word die oeye in hierdie projek ingebring? Almal se oeye kom op ons gaan by almal se plase om en dan die oeye wat hulle vir ons inbring in die kraal is omtrent so 6 maande oud. Dis 'n bietjie moeilike tyd dan nog die klas en goed, maar ons wil almal se jong oeye hê. Dit is jou generasie waarmee jy jou boerdery mee aangaan. So die skape is so 6 maande tussen 5 en 7 maande, so maar gemiddeld so 6 maande oud. Nou, hoe help die klub se fokus op genetiese verbetering en beide wolkwaliteit om beide wolkwaliteit en vleisproduksie te verbeter? Dit is ons wil baie graag die klub wil ons die merino ras in die Oeverberg verbeter. So dit is vir ons lekker om te sien ons is al 3 jaar in projek en hoe almal se wol ook al verbeter het en ons wil van die beste gehalte wol wil ons lewer en jy kry meer
wins of geld vir jou wol en hoe meer lammers jy kan kry en hoe meer vrugbaar jou oeye is, hoe meer geld kom in jou sak. En dit is ook altyd lekker, jy weet, as jy boerdery voorheen gaan, as 'n klomp lammers, dit maak jy moeite werd om te boer, so jy wil verbeter in jou boerdery, so jy probeer alles wat jy kan, en sodat jy, as jy daai toetse goed kan jy sien, dan kan jy sê, jy het nou kort nou 'n bietjie wol, of jy kort 'n lekker ram wat nou meer lammers vir jou kan gee, of 'n ooi, dit help ook nogals baie met die projek. So met 'n projek soos hierdie, hoe belangrik is dit om samewerking en kennisdeling tussen die lede te hê om seker te maak die klub is 'n sukses? Dit is baie belangrik. Ja, dit is baie belangrik. Dis vir ons altyd lekker, ons hou 2 boere daar, een wat ons die prysuitdeling doen en dan net 'n gewone boeredag wat ons kennismense inkry wat vir ons nuwe goed kom vertel, waar ons kan verbeter met ons boerdery en net om by mekaar te kom as skaapboere om 'n bietjie te kan hoor wat doen hulle wat hulle nou gesien het op hulle plaas, hoe hulle kan verbeter. Dis net lekker om te gesels oor skape en so leer jy by elkeen iets nuuts. Ons liefde is skape, so almal wil tog vorentoe gaan met die skaapbedryf. Gesels julle darm so nou en dan ietsie anders ook of net skaap? Ja, definitief aan iets anders te later die aanraak, dit nogals interessant. Hoor hierso nou die Oeverberg streek is hoofsaaklik is maar 'n graanstreek. Hoe beïnvloed dit die ontwikkeling en prioritisering van skaapboerdery? Ek het daai deel het ek neergeskryf, ek gaan net gou. Jy kroek mos nou. Dit is baie goed wat jy met my gevra het. Ja, die skaapboerdery is 'n tweede sektor in ons distrik. Maar dit is nog steeds doeltreffend en ons moet nog steeds winsgewend boer. Met jare wat nou al droog was soos laas jaar, 2019, het ons skaapboerdery ons laat kan aangaan met ons boerdery. Dit het nog steeds finansiële deel inspuiting in jou boerdery en as jy aandag in jou skaapboerdery, gaan jy geld maak. Jy gaan nie ryk of baie geld maak nie, maar jy gaan survive en jy kan aangaan en jy kan lewe. So die skaapboerdery is definitief 'n groot ding in die Oeverberg en ons kan nie sonder dit aangaan nie. Christoph, baie dankie vir jou tyd. Ons gaan definitief weer inloer by julle daarso by die Oeverberg Jong Ooi Klub. Dis Christoph Lourens, die voorsitter van die Oeverberg Jong Ooi Klub, oor onlangse prysuitdeling en hulle bydra tot skaapbedryf. Dis Groot Plaas vir vandag. Ons sien mekaar weer môre.